vashhou en agterop sal staan met die boodskap. Dan het ek 'n paar afkondigings wat ek gou wil doen asseblief. Dominee Jacques is op verlof en hy rus 'n bietjie. En dan enige probleme kan ons maar weer teen na die kerkkantoor toe, dan gaan ons dit van daar af verder. Anita, is dit reg so? En dan kan ons dit so aanspreek met die nodige kontakte dan daarna. Bestel asseblief julle gekookte eters. Ons het gekookte eters die 21ste Junie teen R90 en dan ook die nagereg is teen R30. Bestel by die kerkkantoor asseblief. Is daar 'n sluitingsdatum die Woensdag voor die ete, Anita? Min of meer. Jackie? Die donderdag voor die, dit wil sê die 19de. Die 18de. Besluit die 18de rond asseblief. Bestel julle etes, is altyd baie lekker. En dankie vir die span wat dat gaan vir ons doen. Dankie Jackie. En dan die Survivorkamp inskrywings lê die 19de Junie asseblief. Kontak die kerkkantoor daarvoor en skryf in asseblief. En dan die jeugdgolfdag is 25ste Julie. Asseblief raak betrokke daarvoor vir die jeugdgolfdag. Is altyd lekker, is nog baie gemeentelede daai. Asook die jeug, dat hulle betrokke is by die golfdag. Dit sal ook baie lekker wees met julle daar. Dan die aksie Jong van Gees, dis sop en sherry. Dit is donderdag die 18de, eerskomende donderdag. Ons hoop dit gaan baie lekker wees, tokkie julle. Dit sal seker lekker wees, om te draai te maak. Almal wat graag wil proe smaak die sherry, is dit ons nagmaal sherry. Ek hoop nie so nie, want dis lekker sherry, ja. Praat julle nie uit nie, 100%. En dan die angs en depressie groep, so byeenkoms, doen asseblief aanlyn bespreek daarvoor. Dit is donderdag ook die 18de Junie. Dis angs en depressie. En ek dink dit is al van my kant af verder keer maar die blaadjies lees, mense wat verjaar, hulle gelukwensing ensovoorts. En dan bid ons net vir oom Hannes van Rooi en hulle vir die afsterwing van tannie Lesse. En ek dink dit sal seker die reëling sal seker môre of so deurgegee word vir die begrafnis van tannie Lesse. Goed, baie dankie. Sterkte doen mekaar. Goeiemôre almal. Ek weet nie kan daar sy aan as hy. Baie welkom in vanoggend se erediens. Dis lekker om julle almal hierso te sien. Ek moet sê my hart trek 'n punt. Ek het nou daar in die konsistorie gesê ek wou baie graag hierdie jaar die Comrades weer gehardloop het. Dis volgende jaar die 100ste een. En ek staan nou op 18 en ek wou verskriklik graag hierdie jaar gehardloop het. Dit sou my 19de een gewees het en dan volgende jaar is hy op my 20ste die 100ste, maar nou het ek dit gemis. Maar ek dink die Here het geweet ek het dalk iets anders meer nodig as die Comrades hierdie jaar. Maar kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die liefde en die genade. Here, dankie dat so reg, soos wat elke hardloper vanoggend was om weg te spring, so reg is U vir ons vanoggend om met ons te praat. Here, dankie dat al het ons nie almal beplan om dalk vanoggend hier te wees nie, het U beplan om met ons te praat. Here, dankie dat U 'n boodskap vir elkeen van ons het. Dankie dat U nie one size fits all aanglo nie, maar dat U spesifiek, presies, met elke mens, elke persoon, elke oom, tannie, seun, dogter, man of vrou is. Wil U ook vanoggend U woord vir ons oop en verstaanbaar maak, dat ons dit in ons harte kan bære, maar dat dit ook ons lewens sal verander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes van die Here, genade vir jou en vrede van die Here wat is en wat was en wat weer gaan terugkom. Kom ons sing so 2 liedere saam. Ek gaan dit met die gitaar speel. So ek vra dat u mooi hard sal saam sing of lekker sal saam sing.
Kom ons staan en dan sing ons eers soos 'n wildsbok en daarna o Heer my God. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Ek dink daar's 'n alarm, daar gaan hy weer af. Ek vra of een van die diakens of ouderlinge my net met hierdie dingetjies sal help. Ek dink my ore is nie die regte size nie. Of is fout in my ore. My ma het ook al gesê toe ek klein was. Nou is hier wees, as hy. Okay, nou is hy reg. Lyk my is nou reg. Ek dink daai sponsie moet daar wees. As hy. Hy's reg. Ja, daar's hy. Daar's hy. Kom ons sing lekker saam. Baie baie dankie, Jaco. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Kom ons sing die volgende liedjie saam. Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe hier die sorg, vir klein, vir groot, vir alles, en die sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U,
wanneer die hele skepping klinkt dit saam. Hoe heerlijk hier die grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klinkt dit saam. Hoe heerlik hier U grote naam. U kan maar sit. Toe Jesus sy disippels geleer het om hom te volg, het hy vir hulle gesê, om my te volg, gaan nie maklik wees nie. En hoe langer ons as Christen is, hoe meer besef ons die waarheid van dit wat Jesus gesê het. Nou, ons teksgedeelte vandag is uit Handelinge uit, en Lukas het Handelinge geskryf, Dr. Lukas, en hy het natuurlik ook die evangelie van Lukas geskryf. En baie interessant, ek dink ek het dit verlede keer gesê toe ek hier by u was, Lukas het eers nadat hy vir Paulus in die tronk gedokter het hy self navorsing gaan doen, Jesus se voetspore gaan kry waar hy oral was, en toe het hy sy evangelie geskryf en Handelinge geskryf. Hy was dus 'n baie naby persoon aan Paulus, waaroor die grootste gedeelte van Handelinge handel, maar hy het ook die evangelie gaan skryf, en hy het sorgvuldig navorsing gedoen. Ek dink ek het dit laas ook gesê, dat in Lukas 1 vers 1 tot 4 staan hierdie navorsing wat hy gedoen het. Ek gaan dit nou nie vandag lees nie. Daarom is daar gedeeltes in Lukas wat nie in die ander evangelies is nie. Hy het persoonlik onderhoude met mense gaan voer. Byvoorbeeld Elisabeth en Maria met Jesus se geboorte staan daar gedeeltes in wat nie in Matteus of in Markus was nie. In Markus is die oudste bron. Maar dit staan nie daar nie. So hy het persoonlik met Maria en persoonlik met Elisabeth gaan praat, en daarom staan dit in die evangelies, maar nie in een van die ander nie. Maar in Lukas 14, as ek nou weer kan terugkom, hoe om Jesus te volg, het Jesus vir sy disippels gesê, en ons lees dit in vers 26, as iemand na my toe wil kom, kan hy nie my disipel wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader, sy moeder, sy vrou en kinders, broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Nou, baie keer kry ons die idee dat dis lekker om 'n Christen te wees. Maar eintlik is daar baie swaar kry saam met Christendom. En as ons nie dit vir die mense sê nie, die oomblik as ons die eerste teenstand kry as Christen, dan dink ons nie, ons is op die verkeerde pad. Wat hy nie is nie. Dalk is hy juis op die regte pad, en daarom gaan dit swaar met jou as Christen. Want ek moet my eie familie kan afsê, as ek 'n Christen word. Nou, ons weet dat die Islam geloof, as iemand uit die Islam geloof tot bekering kom, dan hou sy familie inderwaarheid 'n begrafnis vir daai persoon.
Wat beteken, hulle sterf hom af in die gesin, in die familie. Die waarheid is, dis ook so met Afrikaners, en Engelse, en Indiërs, en wie ook al nog. Jou familie kan jou afsterf, net omdat jy besluit om Jesus te volg. Bedoelende, hulle worry nie meer oor jou nie, hulle gee nie meer om oor jou nie, hulle weet nie waar jy is nie, het maak ook nie vir hulle saak nie. Dis Christendom, dis wat hier staan. So ons moet mense kan sê, wanneer jy Jesus volg, moet jy jou pa en jou ma kan afsterwe, jou broers en jou susters kan afsterwe, en selfs jou eie lewe. Wat beteken, dat al die goedertjies wat vir my so belangrik is, al is dit ook die komrits, moet ek kan afsterwe terwille van Christus. Ook die mooi karre wat ek het, of die mooi huis wat ek het, of wat ook al, my naam, kan afsterwe terwille van Christus. Want dit is wat het kos om Christen te wees. Ek meen, u sit nou almal hierso, om 'n boodskap by die Here te kry. Die res van die mense, hou lekker lang naweek. Maar jy kies om iets by die Here te kom kry. En die wonderlike van alles is, die Here sal vir u iets spesiaals gee, want u is hier om sy woord te hoor. Julle kinders is hier, julle kan nou by die huis gelê het geslaap het, papa en mamma het julle ingepak, ons gaan nou kerk toe, jy gaan iets kry. Want dit is die beloning wat die Here gee. Nou in hierdie tyd, toe Jesus geleef het die mense geweet, as jy 'n kruis op jou rug het, of 'n dwarsbalk op jou rug het, dan gaan jy sterf. En Jesus sê, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Die wêreld akkrediteer of hulle gee plaatjies in goedjies op ons rug en kroontjies wanneer ons die regte goeders doen. Jesus sê, jy gaan sterf as jy my volg. Jy moet bereid wees om te sterf in jouself as jy my wil volg. En is net hier waar 'n groot klomp mense omgedraai het. 'n soortgelyke teks is in Johannes 6, vers 66. As Jesus die brood vermeerder in Johannes 6, en dan volg daar 'n klomp mense Jesus, en dan sê hy, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. En dan draai daar 'n klomp mense weg, want hulle het Jesus gevolg omdat dit goed gaan. Dis hankie dorie om Jesus te volg. Maar dan, kyk en as sy eie disippels toe, nou vra hy vir hulle, en julle, wil julle ook nie maar loop nie? Inderwaarheid het Jesus die kerk leeg gepreek, nie vol gepreek nie. Jesus sê, as jy my wil volg, moet jou kruis opneem, jy moet sterf in jouself. Dan kan jy my disipel wees. En in vandag se stukkie kom dit veel meer na vore. Hoe volg ons Jesus dan sonder om op te gee? Hoe is ons Christen sonder om bes te gee wanneer die moeilike dae kom? Wanneer jou vriende jou los, wanneer jou familie jou los, wanneer dit regtig sleg gaan met jou, wanneer jy dalk jou werk verloor, wanneer jy dalk jou vriende van jou wegstap, wanneer jou inkomste taan, hoe bly jy Christen? Deurdat die Here jou help om vas te hou aan hom. Inderwaarheid is dit God wat ons help om vas te hou aan hom. Dis nie regtig ons wat net vashou aan hom nie. Die een persoon het eendag gebid, Here, ek glo, 'n vrou, maar kom my ongeloof te hulp. So wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik gaan, dan vra ek, Here, help my om aan te hou glo. Geloof is eintlik in iets buite myself, of eerder in iemand buite myself. En dit is in God, wat 'n plan het met alles. Al verstaan ek nou niks nie.
hou ek vas aan die Here. In Psalm 51, wanneer nadat Nathan met koning Dawid gepraat het oor sy oorspel met sy gevegsleier se vrou, en hy hom eintlik op 'n baie, kom ek sê maar net, die man sterf, Uria sterf, dan kom praat Nathan met hom, die profeet, en koning Dawid kon eintlik sy kop afgekap het, maar hy het nie, want Dawid het 'n teer gees gehad, Dawid het 'n sin vir verkeerd gehad daar, en die Here het iemand nodig gehad om met hom te praat, in die naam van Nathan, en as Nathan met Dawid praat, en Dawid besef, hy is skuldig, dan skryf hy Psalm 51, en dit is 'n pragtige psalm, as u wil, moet u dit gerus gaan lees. Ek wil net vers 12 saam met u lees in Psalm 51. Skep in my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, maak my standvastig, moet my tog nie van u af wegdraai, en u Heilige Gees van my af wegneem nie. So hy besef, hy het God nodig, en hy het sy Gees nodig, om hom eintlik te bewaar. En sonde, hier is nou 'n moment in ons NG Kerk se liturgie wat ons altyd in het, maar inderwaarheid kan net die Gees my oortuig van sonde. Dit kan nie die dominee wees, dit kan nie dominee wees, maar dan moet dit deur die Gees se werking wees, kom ek stel dit so. Inderwaarheid is dit die Gees wat my oortuig van dit wat verkeerd is in my lewe. En dit gebeur as ek stil word voor die Here. En as ek en jy eers elke dag 'n plekkie kry vir die Here, tyd gee vir die Here om met my te praat, is dit net hier waar hy praat. Of is in die kombuis, of dit is in die bakkie by die beeskrib, of dit is op pad werk toe, of dit is net voor ek by die skool instap, wat ek vra, Here help my vandag, maar eers gee ek die Here die reg om met my te praat. En Dawid het vir die Here die reg gegee om met hom te praat, en hy het gevra, skep in my 'n rein hart. En daardeur erken hy eintlik dat hy nie rein is nie. En ek en u moet elke dag so tyd skep in ons lewe om vir die Here te gee. En daar praat die Here met jou, en oortuig hy jou van iets, wat geen ander mens die kans kry met jou te praat nie, maar net hy. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Liewe Here, ons wil voor U kom stil word, en ons besef dat dit net U is, wat ons kan oortuig van dit wat verkeerd is in ons lewens. Wil U deur U Gees in ons werk, wil U nooit ophou werk nie, Here. En help ons om nooit die Gees eenkant te sit nie. Verseker nie net vir Sondag nie, maar elke dag kom werk in my, Here. Kom maak my skoon, U wat die meester skoonmaker is, meester reiniger is. Oortuig my van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here sê dat as ons sondes opreg bely, dan is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons sing 'n lied saam, lied 175, Majesteit, as ons erken dat die Here eintlik ons kom skoonmaak. Kom ons staan en dan sing ons lied 175 saam, Majesteit. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus die koning hulde bewys. Majesteit, hy lul sy heerlikheid,
Hy red voon tot by sy troon, wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid. Hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. U kan maar sit. Ek wil graag vanmôre ons teksgedeelte saam met u lees. Dit is uit Handelinge 8 uit, en dit is in 'n gedeelte waar die kerk begin vervolg word, maar waar die kerk ook groei. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Liewe Here, dankie dat ons sondes voor u kan bely en kan vra dat u ons sal reinig. Dankie dat ons kan besef dat ons verkeerd doen. En ons besef dat dit net deur u Heilige Gees is wat ons dit kan doen. Here, maar ook nou as ons met u woord op ons skote is, weet ons dat dit inderwaarheid net u is wat dit vir ons kan oopmaak. Amper soos 'n neetkraker wat die neet oopmaak, wil u woord oopmaak. U Gees wat dit geïnspireer het, wil u dit ook verstaanbaar maak vir elkeen van ons, van die kinders, die jongste, tot die groot mense, tot die oudste hier onder ons. Praat met ons, Here, want u kinders luister. Amen. Handelinge 8. Ons teksgedeelte, ek het van vers 4 af gevra dat Anita dit sal opsit, maar ek gaan net so 'n bietjie voor dit ook lees, so 3 versies voor dit ook lees. Om vervolg te word, beteken om nie vryheid te hê nie. Die vervolgde kerk is inderwaarheid die sterkste kerk wat daar is. Daar word vertel dat eendag het daar in Rusland die polisie ingekom by 'n groepie gelowiges wat kerk gehou het op 'n geheime plek. En toe hulle inkom, toe was die mense dadelik onthuts. Eintlik bang om te weet, maar wat gaan die mense nou doen met die vuurwapens in hulle hande, gaan ons almal doodskiet? En toe sê hulle, ons gee hulle 5 minute om uit te loop, maar die wat oorbly, gaan ons doodmaak. En niemand het gegaan nie. En het gesê, ons gee hulle nog 'n ekstra 2 minute om uit te gaan, maar die res wat oorbly, gaan ons verseker doodmaak. En niemand het uitgegaan nie. En toe sit die mense hulle wapens neer en sê, vertel ons van die God, vir wie julle bereid is om te sterf, want ons wil hom ken. 'n Oud Christen, Polycarpus, het 'n brief geskryf met die titel, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. En dit klink so verkeerd. Hoe moet mense doodgaan sodat die kerk kan groei? Maar dit is presies hoe dit was. Voor Handelinge 7 en Handelinge 8 is Handelinge 6, waarby jong manne gekies is om na die weduwee vrouens onder die Grieke te kyk. Onder wie Stefanus, Filippus ensovoorts, nog Nikanor en nog 'n paar mense. 7 van hulle is gekies. En dan in Handelinge 7 word Stefanus met 'n uitstekende preek, net na sy preek word hy doodgegooi met klippe. En dan kan 'n ou sê, "Jog, maar was dit nou nodig?" Dink net hoeveel ander mense kon Stefanus bereik het met die evangelie. En dan versprei die evangelie letterlik soos 'n veldbrand. Bedoelende die goeie nuus van Jesus soos 'n veldbrand.
Handelinge 7 vind plaas, dis waar hy doodgegooi word, net voordat ons met Handelinge 8 begin. Handelinge 8 begin met die vers, met die woorde, ook Saulus, wat ons nou ken as Paulus, het die moord goedgekeur. Bedoelende die moord van Stefanus, goedgekeur. Daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar uitgejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en het baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitrooi. Hy het van huis tot huis gegaan, mans sowel as vrouens laat uitsleep en in die tronk laat sit. By ons teksgedeelte vandag, vers 4. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan. Baie wat verlam en krepeel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is, en almal, klein en groot, kinders en volwassenes, het hom aangehang. Hulle het gesê, hy is wat ons noem die groot krag van God. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig, het hulle gelowig geword. Mans sowel as vrouens is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het toe nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang, as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, ga na die verderf met jou geld en al. Dink jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar geen plek vir jou nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid in jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks wat julle gesê het my tref nie. So het die apostels dan kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan, onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Hou asseblief die Bybel daar op die skoot oop. In die begin, net nadat Stefanus
gestenig is, het daar 'n groot vervolging onder die kerk gebeur, en is die mense eintlik uit Jerusalem uit weggejaag. Maar dit sê duidelik hier, dit was nie die apostels nie. Dit was die ander gelowiges wat gevlug het uit Jerusalem uit. En 'n mens sou kon dink dat hulle geskrik het. Hier word Stefanus wat kragtig preek, en die preek is 'n wonderlike preek, en dinge loop redelik skeef, toe hy vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes sê, julle is hardkoppig. Vers 31. Toe loop sy preek eintlik 100% reg, maar die mense het hom gehaat vir dit wat hy gesê het. Maar daar vind 'n vervolging plaas, en inderwaarheid word hulle geloof getoets. Ons hou nie van toetse nie. Ons haat toetse. Dis lekkerder om net om klas by te woon en te hoor wat sê die juffrou of die dosent of wie ook al. Maar as ons toets skryf, moet ons kan weergee wat hulle gesê het. En eintlik is dit die belangrikste van alles. Die verskil net is dat ons Christene word nie getoets met pen en papier nie. Maar as niemand my sien nie, as wanneer iemand my kwaad maak, waar ek baie val, ek in persoon Karel baie val, daar word ons getoets. En dan moet ek steeds Christen kan wees, ten spyte van swaar kry, en as niemand my sien nie, en wat ook al nog. En as gevolg van dit wat gebeur het, gaan hierdie mense verder met die goeie nuus van Jesus. Evangelie is eintlik maar 'n Griekse woordjie wat beteken die goeie nuus. En wat is die goeie nuus? Jesus het opgestaan uit die dood. Ek het die voorreg gehad om hier by u te wees met die opstanding Sondag. As u kon onthou, het ek gesê, niemand het nog ooit die gebeendere of die liggaam van Jesus gekry nie. Niemand het nog ooit nie. Wat beteken dat my en jou redder leef. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het nie net opgestaan uit die dood nie, hy het opgegaan hemel toe, want niemand het iets van hom gekry hier op aarde nie. Reken net, my en jou redder leef. En hy het opgegaan hemel toe. En dit is wat die disippels gedryf het om uit te gaan en te praat. Maar het iets belangriks nodig gehad, en dit is die uitstorting van die Gees, wat Jesus in Handelinge 1 vers 8 beloof. En dan gebeur het in hoofstuk 2, histories gewys, word die Gees uitgestort. En hierdie Gees, die derde persoon van God, stel die disippels in staat om selfs die dood in die oë te kyk en nie te skrik nie. Selfs jou maatjies, jou vriende en broers en susters, pa en ma wat jou verwerp, nie daarvoor te skrik nie. Die vervulling met die Gees stel hulle in staat. En ek het dit vanmôre maar bietjie probeer illustreer met hierdie Coke blikkie. Dankie liefie. Coke wat vol is met Coke en toe is. Nou inderwaarheid, as ons hierdie blikkie probeer druk, sal jy baie hard moet druk voordat jy hierdie seël kan breek en dit uitpeel, wil ek sê. 'n leë Coke blikkie kan ons maklik plat druk, of 'n oop blikkie kan ons maklik plat druk. Maar as hy geseël is, verg dit ontsettend baie krag. En dit maak dat die disippels nie inkrimp nie, want hulle is vervul met die Gees. Voor die uitstorting van die Gees het Jesus gesê, julle moet wag in Jerusalem totdat die Gees van die Here uitgestort is. Wat eintlik sê om waarlik Christen te wees in vervolgingstye, is dit nodig dat ons vervul moet wees met die Gees.
Want anders te krimp ons onder die druk. Soos wat 'n duikboot, wat eintlik teendruk teen die water, die see in die buitekant het, maak dat die water hom nie indruk nie. As jy nou scuba duik, dan gebruik jy 'n weight belt, 'n gewigbelt, en hoe dieper jy onder in die see ingaan, hoe stywer moet jy hom vasmaak, want die water druk ons kleiner. Die vervolging maak dat ons dalk in gaan gee, as ons nie vervul is met die Gees nie. So die vervulling met die Gees is nie 'n opsionele ekstra vir Christene nie, maar 'n basiese behoefte. Ek sal eerder sê, jou enjin kan nie loop as hy nie olie in het nie. Noem dit dan 'n wet sump, as ek dit reg het. 'n 4-slag enjin het olie nodig om te kan loop, anders te brand die enjin met die eerste krenk vas. Ek en jy het die Gees nodig om waarlik Christen te wees. Om onder vervolging staande te kan bly. Die gelowiges word uit mekaar uitgejaag, en Filippus, net so Stefanus, een van die wat vol is van die Heilige Gees, gaan na Samaria toe. Nou Samaria is in die noorde van Jerusalem, en is eintlik deel van die noordelike ryk. So 'n bietjie van 'n geskiedenislesie, as jy sal vashou, 750 jaar voor Christus, toe Nebukadneser, die Assiriese ryk, in Israel inkom, het hy eers die noordelike ryk weggevoer Assirië toe, en daarna die suidelike ryk Juda weggevoer is Babylon toe. In die begin, toe hy hulle weggevat het, het ander volke in hierdie stede ingekom, soos wat dit maar gebeur. As die middestad van Johannesburg ontvolk, dan kom ander mense binne-in, wat eintlik buitelanders is, wat nou die waarheid is. Hier het dit ook gebeur in Samaria. En hierdie ouens wat agtergebly, die Jode, ondertrou met die wat daar is, en hulle word eintlik 'n gemengde nasie. En die Jode het nie veel van die Samaritane gedink nie. Ons weet dit uit die gelykenis wat Jesus vertel van die barmhartige Samaritaan. Nie die barmhartige Samaritaan nie, die barmhartige Samaritaan. En hy doen goed aan almal wat die leviet en die priester nie doen nie. Hoekom vertel Jesus dit? Want hulle het neergekyk op die Samaritane. Hoekom stop Jesus in Samaria in Johannes 4 by die put, en hy praat met die Samaritaanse vrou? Die vrou self sê vir hom, maar julle Jode meng nie met ons nie. So ons is second hand, maar nie vir God nie. Samaria is eerstehands vir Jesus, want hy stop by hulle. As ek en jy dalk soms nou voel so second hand, God stop by jou. Want in God se oë is daar nie second hands nie. God stop by almal. God stop by die vrou wat al 5 mans gehad het, en die een by wie sy bly is nie haar man nie. God stop by haar. God stop by die vrou wat 7 duiwels in haar gehad het. En sy is by Jesus se opstanding, of eerder Jesus se leë graf. Haar naam is ook Maria, uit wie Jesus 7 duiwels uitgedryf het. Maria van Magdala of Maria Magdalena. So Jesus stop by die afvlerkmense, by die second hands in die lewe. Jesus stop by hulle. En as hy daar aankom, Filippus, dan preek hy die evangelie van God, of die koninkryk van God en Jesus Christus. En ek vermoed, hy het gesê, Jesus het opgestaan uit die dood. Want dit is wat die apostels moes kon doen, wat alles van Jesus beleef het, en geweet het dat hy opgestaan het uit die dood. En Filippus was een van hulle. En hy het dit verseker gesê, glo ek. Jesus het opgestaan uit die dood, hy het homself gewys, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 15, op 'n stadium in meer as 500 mense tegelyk. Hoe kan 500 ouens saam jok? Hulle moet baie goed jok. Maar hy het nie. Hy het regtig opgestaan uit die dood, en hy het opgevaar hemel toe.
En dit moes deel van Filippus se boodskap gewees het, dink ek. En dan gebeur daar wonders. Die onrein geeste, eintlik bose geeste, gaan uit mense uit. Soos wat daar 'n Heilige Gees is daar ook 'n bose gees. Soos wat daar Jesus en God is daar ook die bose. En hierdie bose geeste daag op as Jesus in 'n vertrek instap. En hulle herken altyd vir Jesus. So, toe die Christene daar inkom by name Filippus, toe daag die bose geeste op. En Filippus jaag hulle uit. En hulle gaan met 'n groot geskreeu uit. Dis wat hier staan. En hy maak ook mense gesond. Lammes en krepeles maak hy gesond. Alles hierdie gebeur deur die prediking. Daar is ook 'n man wat mense verlei, of eerder, kom ek sê dit anders, hy het mense met Simon, het die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom, en het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is. En wanneer jy die werking van God en die werking van die bose langs mekaar sit, dan blyk die verskil duidelik. Die een maak na, en die ander een is waar. So toe Filippus opdaag met die ware werking van God, toe blyk die namaaksel van die bose duidelik. Hy het hulle verstom met sy toorkunste. En alhoewel hy dit kon doen, is dit die werking van die bose. Want hy het nie God gehaat nie. En God doen ware wonders. En toe kom hy tot bekering, en hy word ook gedoop, staan hierso. Man sowel as vrouens. Ek dink wat Lukas hier probeer sê is, dit was nie net 'n aantrekking tussen manne nie, maar ook tussen vroue. En hulle besef, hier is iets anders. En hulle kom tot bekering, en hulle word gedoop. Hulle word gedoop omdat hulle uit die heidendom uit tot Christendom bekeer. Hulle word gedoop. En dan hoor hulle van die mense in Samaria, hoor die Jerusalem Christene van die mense in Samaria wat tot bekering kom, en dan word Petrus en Johannes daarheen gestuur, wat die twee leiers van die kerk in daai tyd was. Johannes, die saggehaarde een, Petrus, die driftige ene. En hulle bid dat hulle die Heilige Gees as gawe sal ontvang, sodat hulle nie sal krimp onder die druk van vervolging nie sal toegee onder die druk van vervolging nie. En dan sien hierdie toorkunstenaar wat tot bekering gekom het dit, en dan sê hy, Jesus, maar ek is bereid om hiervoor te betaal. Sal julle dit vir my ook gee? En dan word Petrus, ek kan maar sê kwaad. Dan sê hy eintlik, gaan na die hel toe, met jou geld en al. Want jy kan nie die werking van God koop met geld nie. En dalk iets daarvan dat Jesus gesê, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van die hemel in te gaan. Want wanneer ons geld het, dink ons kan alles koop met geld. Maar ons kan nie die gawe van God koop met geld nie. En wat is eintlik fout? Hy sê dit hier, bekeer jou van hierdie dwaling en bid dat die Here jou miskien hierdie gesindheid in jou hart sal vergewe, want jy is met afguns vergiftig. So wat is die fout? Afguns en die gesindheid in sy hart. En op die ou einde kom dit op 'n manier uit. Maar toe hy tot bekering gekom het, was dit nog nie daar nie. So eerens word my gesindheid blootgestel. En die Here moet dit regmaak. En ek kan net vir die Here vra, Here, verander my gesindheid. Maak my gesindheid reg.
soos dit wat dit behoort te wees as Christen. En dis 'n fyn ding wat jy nie sommer sien nie, maar dis hier diep binne, en dis wat eintlik regtig saak maak. As ons weer na Psalm 51 kan kyk, wat Dawid gebid het, vra hy dat die Here sy gesindheid sal regmaak. En ek en jy kan dit as gelowiges vra, Here, maak seker my gesindheid is reg. Baie keer gaan dit oor me, myself and I. Dit gaan oor, kry ek die glorie? Dit gaan oor my, dit gaan nie oor God nie. En ek dink dis daar wat die Here daai verkeerde beelde in my brein wegvat, dat dit oor hom gaan en nie oor my nie. Is ek bereid om te dien? Soos Johannes 13, waar Jesus sy boekleed uittrek en 'n handdoek om sy lyf sit en sy disippels se voete was. Wil die Here hê dat ek en jy dienaars moet wees. Want dienaars kan ander mense dien. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons hierdie gedeelte in u woord het. Dankie dat u deur u Gees ons kan nuut maak. Dat Dawid dit al omtrent 600 jaar, 700 jaar voor die uitstorting van die Gees iets daarvan kom besef. Dat u Gees nodig is vir hom om staande te bly teen die aanslag, selfs wanneer jy heel bo op die troon sit. Help ons om die regte gesindheid te hê. Wil u dit in ons doen wat nodig is, sodat ons die evangelie kan uitdra aan alle mense. Dankie dat ons kan weet dat selfs al is ons tweedans, of al is ons 'n gemengde nasie, en al skryf die ander mense ons af, skryf u ons nooit af nie. Dankie dat u uitreik na elke mens, ook na my. Amen. Ons het nou 'n geleentheid om die Here met 'n offer te dien.
Dankie vir die kerkraad vir die geleentheid om vanoggend hier by u te kan kuier en Anita, dankie dat jy alles reggemaak het hierso op die bord en alles. Ons sluit dan af met die laaste lied 514. Ek weet verseker Jesus is Heer. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Ontvang die seën van die Here met 'n biddende hart. Mag die genade van die Here, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly totdat hy weer terugkom. Amen.